Ek het die vorige keer met u gesels oor 'n kort reeks wat ek gevoel het ek aan u wil bring, omdat ek regtig glo dat die Here iets besonders in hierdie gemeente wil doen. Maar ons moet besef dat hierdie is nie die huis van die Here nie. Ek het nou regtig klaar koud gekry, sorry. Kom my vrou, maak jouself handig vir 'n slag. Ek vra om verskoning vir my vrou. Hierdie is nie die huis van die Here nie. Hierdie is net 'n gebou. En as die Here Jesus ons dalk vandag sou kom haal, kan ek vir u waarborg dat een of ander moslim gaan hierdie plek koop en hy gaan heel moontlik 'n winkel word. Ons is die huis van die Here. En dit is belangrik dat ons goed in ons lewe moet begin regkry. En dit gaan nie daaroor dat ons noodwendig wil hê dat die Here deur ons moet werk nie, dis deel daarvan, maar dit gaan daaroor dat ons wil wees soos ons meester. En daarom het ek met jou begin gesels oor hierdie kort reeksie wat ek noem, kom oor jouself. En vanoggend wil ek met jou gesels oor hierdie gedagte, omhels vergifnis. Nou ons het laasweek vir mekaar gesê dat ons van 'n paar goed wil ontslaa raak in ons lewens, dat ons 'n bietjie wil vry wees. Ons het gesê dat ons van woede en wraak en al daai tipe dinge wil ontslaa raak, en dat ons mense gaan moet begin vergewe vir dit wat hulle aan ons gedoen het, al verdien hulle dit nie. En selfs al is daar nooit weer volkome versoening nie. Maar dit is belangrik dat ons sal ontslaa raak van alle haat, woede, bitterheid, wraak en wrokke. En hierdie is 'n baie belangrike onderwerp in die Bybel wanneer dit praat van vergifnis. En dit gaan oor baie meer as om net met mekaar oor die weg te kom. Hoor vir my mooi, ek is nie Dr. Phil nie. En hierdie is nie Oprah Winfrey se program nie. Hierdie gaan nie daaroor dat ons net nice met mekaar moet wees nie. Dit gaan nie daaroor dat ons net ons verhoudings wil verbeter nie. Dis alles deel van dit, maar dit gaan oor baie meer as dit. Ons vergewe, want dit is wat die kruis vir ons leer om te doen. Jesus het gesterf op die kruis, omdat hierdie aspek van vergifnis 'n baie belangrike ding is vir hom. En hy het ook gesterf vir elkeen van ons, sodat ons versoen kon geword het met God, maar ook met mekaar. Nou laasweek, en ek gaan net 'n baie vinnige recap hierso hê, maar laasweek het ons gekyk na dit wat Paulus sê in Efesiërs 4 vers 26 en 27, wanneer hy sê, word moenie toornig word nie, hoor. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Die eerste sinnetjie van daai versie sê letterlik, word kwaad, maar moenie sondig nie. Daar is niks fout daarmee om kwaad te word nie, daar is iets soos regverdige woede, daar is niks fout om kwaad te word nie, maar jy moet pas op, dat jy nie in jou woede of in jou kwaadheid sondig nie. So wanneer jy kwaad raak, dan moet jy dit doen op so 'n manier, hierdie gaan snaaks wees, maar hoor mooi, wanneer jy kwaad word, moet jy dit doen op so 'n manier, dat God die eer sal kry, en dat dinge opgelos kan word in wysheid. En dan sê Paulus hierdie baie belangrike frase, en dit is veral vir ons wat in die huwelik is. Dit gaan oor, of dit is waar vir elke aspek, maar veral in die huwelik, sê hy, moenie gaan slaap as jy kwaad is nie.
Ek het vir jou gesê, jy weet presies waarvan ek nou praat. As jy met eerlikheid vir my kan sê, jy en jou maat het nog nooit gaan slaap as julle kwaad is vir mekaar nie, steek jou hand op sodat ek vir almal kan wys hoe lyk 'n leienaar. Maar, julle gaan ook saam met my kan stem, dat wanneer jy gaan slaap sonder om 'n ding op te los, dan raak jy meer kwaad as wakker as wat jy gaan slaap het. En daarom sê Paulus vir ons, moenie gaan slaap as jy kwaad is nie, want dit gee vir die duiwel vasstrapplek. Nou ek wil dit net vinnig sê en ek gaan nie daar preek nie, eendag sal ek nog. Hierdie storie van deure wat jy oopmaak in jou lewe. Enige ou wat sulke goed vir jou sê, weet nie waarvan hy praat nie. Hoe stil raak dit nou? Want ons het hierdie ding wat mense altyd sê, daar's 'n deur oop in jou lewe. Luister, as ons swakhede deure oopgemaak het, het ons geen deur gehad wat ooit toe was nie. Okay? Want mense soek 'n quick fix. Nou ek verstaan wat hulle probeer sê, maar die beginsel agter dit is meeste van die tyd verkeerd. Dit gaan oor 'n hartsaak. Dit gaan daaroor dat jy vir die duiwel 'n geleentheid gee om dinge in jou ore te fluister. Ek vat daai amen. So wanneer ek sê dat woede soos 'n deur is wat ons oopmaak, moet dit nie oorvergeestelik nie. Maar net om dit te verduidelik, maklik te verstaan, dis soos 'n deur wat oopgemaak word in die kamers van jou hart. En dit gee vir die duiwel 'n vasstrapplek. Dit gee vir hom 'n geleentheid om in jou ore te kom fluister. And then Paul said in Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God. And I told you that when we grieve the Holy Spirit, it is in this fashion that we do not deal with the anger or anything. I'm only speaking about anger, but that involves hidden sin. If we do not allow the Holy Spirit to work within our hearts, we grieve Him. Why? Because we don't allow Him or give Him an opportunity to change us into the image of Christ. So Paul says in Ephesians 4:31, this is just a recap, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. The Greek word that he uses there for the word anger means a violent passion or indignation. So let me put it to you this way. What Paul is speaking about when he speaks about an unhealthy anger, a violent passion or indignation, the easiest way to describe it would be like this. How many of you, please don't raise your hands, like no baie heilig, but how many of you have had an argument and then you did or said something and you felt totally justified, but the next day you felt like an idiot? That is what anger does. It is a violent passion or an indignation. It is something that you do that causes you to not think clearly. That is why Paul says you may get angry, but do not sin. My vrou sal partykeer redelik upset raak met my. Ek weet nie hoekom nie, want En toe ek jonger was, ek was 'n verskriklike vurige ou. Ek weet van julle dink ek is nou wild, maar glo vir my, ek het 'n katjie geraak. My ma het nou die dag vir my vrou gesê, sy is die enigste vrou wat die leeu in hom kon tem. Ek was vinnig om my sê te sê, vinnig om kwaad te raak. Ek is nie 'n verskriklike bekleier, dis nie wat ek sê nie, maar my maat, ek is enige tyd reg vir 'n fight.
En as sy 'n ding sou gedoen het of gesê, dan was ek vinnig met my mond. En toe ek hierdie goed wat ek vanoggend vir jou sê, is nie goed wat ek gaan uitdink om jou besig te hou op 'n Sondag nie. Dis beginsels wat ek in my lewe moes toepas, want my lewe was in 'n redelike gemors, al was ek op die verhoog. Ek weet ek is die enigste pastoor op aarde wat moeilikhede het. Die res is almal perfek, maar ek sit met hierdie goed. En weet jy, ek het op 'n punt in my lewe gekom waar ek hierdie skrif begin toepas het, want ek het soms goed gesê wat haar baie seer gemaak het. En dit maak nie saak hoe baie jy jammer sê nie. Soos hulle sê, jy kan nooit woorde terugtrek nie. So wat ek moes leer in my lewe, is wanneer 'n ding gesê word, en ek doen dit regtig, hier sit my getuie, dan byt ek my tong. Ek maak so. En dan sal sy partykeer na my kyk, en dan staan ek haar so en kyk, en sy sê iets! En dan maak ek so. Want weet jy hoekom? Want as ek nie hierdie goed begin doen nie, met ander woorde, as ek kwaad raak en ek sondig, bring ek skade. Sien met my? Dis 'n violent passion, dis om jouself altyd te wil laat reg lyk. So ek het op daai punt in my lewe gekom, en ek sê dit met alle respek, ek sê dit nie om arrogant te wees nie, maar jy kan van my dink net wat jy wil. I don't care. En ek sê dit vir my vrou ook. Ek gee nie eers om wat sy van my dink nie. Binne perke. Maar oor die algemeen, I don't care. Want dit gaan vir my oor wat God van my dink. Daarom het ek nie nodig om myself teen jou te bewys nie. Jy kan dink wat jy wil. En dit is 'n awesome ding om so te leef. Okay. Maar dan gaan Paulus aan hier in vers 32. Hy sê, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. What a beautiful statement. And what a fantastic concept. Wat 'n wonderlike konsep. Hierdie is die tipe statement wat jy op Instagram sit. Dis 'n bumper sticker statement. Dis 'n t-shirt. Hoorie wat ek vir jou sê, dis iets wat jy bel vir Roan, jy sê vir Roan, ag Roan, print vir my hierdie op 'n stukkie hout asseblief. Wat 'n wonderlike, dis soos daai live, laugh, wat sê hulle, live, laugh, love, daai stupid ding. Dis so 'n konsep. Wow. Maar dit raak moeilik wanneer jy 'n naam en 'n gesig by dit sit. Dan is ons baie geneig om te sê, nee wag, hierdie is nie vir my nie, die Here verstaan. Die vraag is hierdie vers werklik van toepassing op ons elkeen? Is dit van toepassing op jou? Is dit van toepassing op jou ex, wat jou lewe hel maak? Jy kan in my notas kom kyk, ek het hier gesit, moenie 'n amen verwag nie. Is dit van toepassing op die wrede kollega by die werk? Moet jy regtig vriendelik en vol ontferming wees en die dronk bestuurder vergewe wie jou geliefde doodgemaak het? Kan ek dit so 'n bietjie nader aan die huis bring? Kan ek? Hier in Suid-Afrika. Moet ek hierdie skrif toepas en vriendelik en vol ontferming wees vir die barbare wat al hierdie gruisame goed teen boere pleeg?
Moet jy regtig ontslaa raak van daai woede en wraak en wrokke wanneer dit by hierdie tipe goed kom? Moet jy regtig daai tipe mense, en ek praat nie van 'n velkleur nie. As jy velkleur dink, lê die fout by jou. Moet jy regtig daai mense wat hierdie tipe skade aan jou bring, vergewe en vol ontferming wees? Jy sien, is maklik om so tipe versie te veralgemeen, maar dit raak baie moeilik wanneer dit spesifiek raak en jy 'n spesifieke naam of gesig by daai versie sit, dan raak dit anders. Maar dit is wat Paulus vir ons leer om te doen. Pastor Leon het nie 'n idee gehad van wat ek vanoggend, ek dink nie so nie, ek glo nie so nie, maar nie 'n idee gehad van wat ek wou sê vanoggend nie. En hy het dit half grapperig gesê en ek het daar gestaan en gedink, hou nou op, jy gaan my preek. Maar hy het gesê, nooi jou vyande. En ons almal giggel, maar hy, dis wat daai vers beteken. Dat jy vriendelik en vrygewig en met 'n gesindheid van vergifnis teenoor jou vyande sal optree. Maar nou hier is 'n vraag. Jy sien, is maklik om dinge te sê as jy nie daardeur gegaan het nie. So, is daar voorbeelde in Paulus se lewe waar hy hierdie goed moes toepas? Jy sien, my broeder en suster, ek gaan nou nie sy naam noem nie, want ek het nie toestemming nie, maar ek het nou reg toe ek hier by Johan was, toe ek en hy noudag so 'n bietjie sit en koffie drink, toe praat ons oor sekere goed, en ek sê vir hom hierdie ding, ek sê, jy weet, ons probleem is ons stel Paulus en sy briewe gelyk aan mekaar. Met ander woorde, ons dink Paulus is sy briewe. En as jy na my of enige ander prediker moet kyk, is mense geneig om te dink die prediker is gelyk aan die boodskap. So met ander woorde, ons dink Paulus was hierdie perfekte mens, maar hy was nie. Inteendeel, in Romeine sê hierdie ding, al hierdie dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die mooi dinge wat ek moet doen, dit doen ek nie. Hy sê inteendeel, hy sê, ek kyk by myself, hy sê, en by my is net die boosheid aanwesig. So dit is maklik vir my om hier te staan en 'n storie vir jou te spin, en jy maak my gelyk met my boodskap. Dat jy dink ek gaan nie deur hierdie goed nie. Is jy met my? En dis die idee wat ons soms van Paulus het. So die vraag is daar goed wat Paulus moes hanteer en by hierdie beginsels moes gestaan het as 'n voorbeeld? Ek is so bly jy vra dit, want dis goeie vraag. Now we have to remember that Paul wrote 2/3 of the New Testament. Parts of Paul's letters are written to a church or to a congregation, and other letters are written to individuals. So the part that we are using now, the part that we are studying in Ephesians, was written to the church in Ephesus. Ephesus is the modern day Turkey. So he wrote those verses to a community of believers. But then he also wrote a personal letter to his spiritual son, Timothy. And Timothy was the pastor of the church in Ephesus. So Paul is writing a general letter in Ephesians to a congregation regarding forgiveness. But then he writes a personal letter to Timothy,
And he speaks about certain things that had happened in his life. He writes in 2 Timothy 4 verses 14 about a man named Alexander. And he says, Alexander the coppersmith did me great harm. What did he do to you, Paul? Well, Paul never says. But he does mention that Alexander did him great harm. But please note, if you were to read that passage, and I would really urge that you do so, if you would read that passage, you will see that he writes this sentence, but he never complains or murmurs about it. Hy gooi nie sy toys uit die kot uit nie. He doesn't even badmouth the guy. He just says, this guy had brought me harm. The Greek word that he used there for harmed is the word bad, evil, sick, and wicked. So whatever this man did was incredibly bad. So Paulus sê vir Timoteus dat Alexander skadelike, slegte, bose en goddelose goed aan hom gedoen het. Maar dan sien ons wat Paulus vir Timoteus, maar ook vir ons leer hoe om hierdie dinge te hanteer. Hy sê nommer 1, jy moet jou seer kry erken. Jy kan nie vergewe wat jy weier om te erken nie. Dis ongelukkig 'n probleem in die Christenkerk, want hulle glo hierdie nonsens van woorde het krag. Eendag sal ek nog daar preek, as jy regtig wil. Moenie dit sê nie, ek sny dit, ag man, word groot. Jy moet erken dat iets fout is, voordat jy dit kan vergewe. Paulus ontken nie wat hier gedoen is nie. Jy moet erken wat met jou gebeur het, maar hoor vir my mooi, maak seker dat dit die moeite werd is om oorseer te kry. Moenie sê jy vergewe iemand as jy in die eerste plek nie aanstoot moes geneem het nie. Ek kom agter dat baie gelowiges pyn en seer ronddra omdat hulle aanstoot geneem het oor iets wat in die eerste plek nie nodig oor was om aanstoot te neem nie. Die baie goeie Afrikaanse woord vir aanstoot is offended. Mense raak offended oor alles. En hulle maak 'n berg van 'n molshoop. Kyk net na hierdie sissie, woke generasie van ons, wat net alles en almal wil cancel as jy net iets te sê het. En in die kerkwêreld is dit ongelukkig dieselfde. Dit help nie jy wil iemand vergewe omdat jou velletjie te dun is nie. Jy moes in die eerste plek nie offended geword het nie. Daar is baie goed in jou lewe wat jy niemand oor hoef te vergewe nie, jy moet groot word en oor jouself kom. Jy moet leer dat alles in hierdie lewe gaan nie oor jou nie, en soms moet jy bietjie perspektief hê vir wat aangaan. Dat soms het daai persoon 'n baie bad dag gehad.
Anders, as jy nie leer om hierdie dinge te doen nie, gaan jy deur hierdie lewe gaan en aanstoot neem oor alles en dit gaan bly berge veroorsaak in jou lewe. Ek wil vir jou 'n storieetjie uit my eie lewe uit vertel. Toe ek 19 jaar oud was, het my pa vir my eerste kar gekoop. Nou vir al die jong mense, ek kom uit die 1900s uit. In daai jare, hier in die laat 1990s, was die cool karre, was karre soos die Golf, en die Opel Kadett 2 liter turbo, onthou julle daai windie dingetjie, en die Nissan 1400 bakkie. Al die ryk cool kinders het sulke tipe karre, onthou julle? Nou, as jy nou so 'n kar gehad het, is niks fout daarmee nie. Baie bly vir jou. Maar al die cool kinders het sulke karre. Ek was in 'n seunskool, hoërskool John Foster. In daai jare was John Foster nog John Foster, my maat. En daar was een ou, en ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar hy het so Nissan 1400 bakkie gehad, windie, my maat. I mean, hy het daai mags gehad, hy het die spoilers gehad, hy was gedrop, hy het tot die vlerkie agterop gehad. Daai agterste bak van hom was omtrent 3/4 subs. JBL, papa. En daar was in daai jare nie sulke simpel goed soos Kurt Darren nie. So hulle moenie offended raak nie. Okay, so daai jare was daai onthou julle dit. Dis al wat die liedjie gedoen het. It's party time. Okay. So sorry, ek moet soos 'n pastoor wees. So die cool ouens het hierdie goed gery. Toe koop my pa vir my 'n kar. Die 1962 Toyota Corona. As ek terugkyk, moet ek sê ek het die coolste kar gehad. Maar vir 'n 19-jarige. En ek kan nie vir jou vertel hoe offended ek was nie. Want ek het geweet my pa kan beter doen as dit. En ek het eendag hierdie idee gehad, en ek probeer nie snaaks wees nie, is die waarheid, dat ek gaan hierdie kar in 'n veld inry, en dan gaan hom in die brand steek, en dan gaan ek vir my pa sê ek was gehijack of so iets. En ek het in 'n veld ingery met 'n kan petrol en 'n boksie vuurhoutjies, en ek het so na hierdie kar gekyk, en ek het vir myself hierdie woorde gesê, en ek glo dit was die Heilige Gees, maar ek wil nie oorgeeslik raak nie. Maar ek het hierdie woorde vir myself gesê, ag Werner, word groot. As jou ego in 'n kar sit, het jy 'n probleem. En weet jy, ek het in my lewe van kleins af, en ek bedoel van baie klein af. Ek is my lewe lank in die kerk, ek is op 'n kerk verhoog vandat ek 3 jaar oud is. Ek moes baie jonk leer in my lewe om nie offense te vat oor wat mense sê nie. Om aanstoot te neem. Tot vandag toe. Moet ek leer om verby dit te kyk. Hoekom? Want jy moet oor jouself kom. Dit gaan nie net oor jou nie. Luister 'n bietjie wat sê die wyse Salomo, en ek gaan dit in Engels lees in Spreuke 19:11. Hy sê, good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense. Dat dit heerlikheid is om nie aanstoot te neem oor elke klein dingetjie nie. I find myself frustrated because of two extremes. I find myself extremely frustrated
when people get so easily offended and angry by something that should have never offended them in the first place. My broeder en suster, as jy lank genoeg in die bediening is, en as jy langer as 2 jaar in die bediening is, dan weet jy waarvan ek praat. Daar's mense deur die jare wat uit ons, en as ek sê ons, bedoel ek nie hier en ek bedoel toe ek en Natalie saam in die bediening was, wat uit die gemeente uit gegaan het, omdat daar nie vir hulle geluk gesê is met hulle verjaar staan nie. Kom oor jouself, jou kind. So I find myself frustrated because people get offended by things that should have never offended them in the first place. But then I find myself extremely frustrated when actual harm has been done to someone, but they won't admit it. And they pretend that everything is just okay, but meanwhile the wound inside their hearts are festering and spreading and poisoning their entire existence. Paul writes about a very deep pain that was caused to him. He said, I was hurt by Alexander the coppersmith. Nodig om daar iets aan te sit, nie hoor. He says, I was hurt by Alexander. Paul doesn't try and hide or deny it. He shares it. And I stand amazed at the serious wounds that some people carry, but they do not share with other people. En veral in Suid-Afrika het ons hierdie simpel boere tradisies van cowboys cry, don't cry, not in front of the Toyota bakkie. En jy sal op jou rug val as jy weer die goed wat ek week in en week uit met mans moet deel, omdat hulle sit met hierdie goed wat hulle net nooit hanteer het nie, 'cause cowboys don't cry. En ongelukkig in ons boerekultuur het ons hierdie selfde ding met die tannies, want jy moet 'n tawwie tannie wees. Onthou, my ouma was in die boereoor, I don't care. My ouma grootjie was in die konsentrasiekampe, my maat, ek het al daai stories gehoor. En as ek kyk hoe hulle lewens uitgedraai het, omdat hulle hard en vol pyn doodgegaan het, omdat hulle nooit erken het wat met hulle gebeur het nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy met iemand praat oor die pyn in jou lewe. As jy hier moet uitstap vandag en jy trip hierso in die pad en jy val en jy skraap jou knie, weet jy wat, niemand gaan jou hospitaal toe vat nie, oor 2-3 dae gaan jy okay wees. Maar as jy uitstap en jy trip en 'n trok ry oor jou, dan help dit nie, jy wil opstaan en sê ek is alright, moenie, dis simpel, maar ons doen dit met ons pyn. En daarom kan ons nêrens kom in ons lewens nie, want ons is te bang om te erken, so en so het my seer gemaak. Paulus erken wat aan hom gedoen is, maar kyk hoe hanteer hy dit. Hy gaan sit dit nie op Facebook nie. Hy bedank nie uit die gemeente uit nie. Hy raak nie vieslik nie. Kyk hoe hanteer hy dit. Hy sê, mag die Here hom vergeld. Paulus wys vir ons hoe om oor dit te kom. Hy sê, gee dit vir God. Hy probeer nie om hierdie goed self uit te sorteer nie. Hoor vir my mooi, hy gee sy reg oor aan God om hierdie ding uit te sort en om wraak te neem. Daarby bedoel ek nie dat jy nie met 'n persoon moet kommunikeer nie. Want ek gaan net nou vir jou wys, ek's baie naby aan klaar. Ek gaan net nou vir jou nog 'n paar goed wys.
Maar ons is baie geneig om te dink ek sal oor hierdie ding kom wanneer ek daai persoon teruggekry het. Of ek sal vergewe wanneer daai persoon eers voel soos wat ek voel. Dit is nie vergifnis nie, dis wraak. Hoor wat sê Romeine 12:19 in die boodskap vertaling. Hy sê, laat staan al julle wraakplanne, my liewe broers en susters. Dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf, ek sal wraak neem, sê die Here. Jy sal onthou, ek het laasweek vir jou gesê, my liewe broeder en suster, dat daar is sekere gevalle in 'n mens se lewe waar jy nie kan rekonsilieer met mense nie. En ek het dit die vorige keer gesê, ek gaan dit vandag weer sê, daar is sekere mense wat ek nie in my lewe soek nie. Ek is lief vir hulle, ek sal hulle altyd met respek hanteer, ek sal altyd vriendelik teenoor hulle optree, maar hulle gaan nie weer 'n keer toegang hê tot my lewe nie. Daarom, Paulus sê nie dat jy net moet aangaan nie. So wat het Paulus gedoen? He admits what happened to him, but in the next breath, he surrenders it to God and God's righteous judgment. He's saying, I'm going to let God sort this out. How does this work in real life? Wanneer jy iets het wat met jou gebeur het, en almal van julle weet, gaan nou dink bietjie daai ding waarmee, daai ding, jy het hom, daai ding. Die beste manier om sulke goed oor te gee aan God, want weer 'n keer, ons is baie oorgeestelik. Ons dink God gaan 'n towerstaffie swaai. Hoe dit werk in realiteit is wanneer daai ding soos 'n video in jou kop speel. Jong mense, 'n video is nou 'n MP4. As daai beeld in jou kop afspeel, is jy daar? Dan pause jy en jy sê, Vader, ek het hierdie video heeltemal te veel al gekyk. Ek gee dit vir U. Ek wil nie meer so voel nie. Ek wil nie meer so voel oor daardie persoon nie. Ek gee hierdie video vir U. En jy gaan dit baie keer elke 10 minute moet doen vir die volgende 10 jaar. Ek haas my. Saam met dit wil ek ook vir jou sê, as 'n misdaad teen jou gepleeg is, moet dit aangegee word. God verwag nie van ons as Christene om net alles te vergewe en vergeet nie. As iemand 'n misdaad aan jou gepleeg het of teenoor jou gepleeg het, seksuele misbruik, verkrachting, mense wat jou aangerand het, seksuele teisteringe, dan moet jy dit gaan aangee by die polisie. Hoekom? Want jy moet ander mense beskerm. Praat met baie heilige mense. Lewe julle in die normale lewe soos ek. Paulus het presies dit gedoen. Kyk wat sê Paulus in 2 Timoteus 4 vers 15. Hy sê, jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. Paulus sê vir hom, Timoteus, Alexander het my skade aangebring. Ek gee hom oor aan God, maar pas op vir hierdie ou. Dit is daarom maar baie anders as wat die kerk vandag leer, nê? Nee. Nou ek sê nie daardeur dat elke ou wat 'n fout begaan en elke ou wat jou seermaak moet een kant toe geskuif word. Maar wanneer dit gewoontes raak,
dan moet so 'n persoon aangespreek word, en as hy nie aangespreek word nie, moet hy verwyder word. Uit jou eie lewe uit, hoor vir my mooi, in baie sterk en sekere gevalle, selfs uit die gemeente uit. Dis nou daai ou wat bel en sê, kan ek asseblief terugkom? Nee, jy moet eers bely. Nee. Hoor jy wat ek vir jy sê, my broeder en suster? En ek praat uit ondervinding uit. En glo vir my, jy is altyd die skurk in die verhaal. But so be it. Jy erken dit, jy gee dit oor aan God, en in sekere gevalle word daai ou verwyder uit jou lewe uit. Ek gaan begin klaarmaak. Ek wil vir jou 'n storieetjie vertel. Ek gaan baie vinnig skiep hier deur hierdie goed. Nou ek wil vir jou wys van 'n jong dametjie in Amerika wie hierdie goed moes toepas in haar lewe. Dis die meisie met die naam Ruby Bridges. Julle kan maar vir my iets aansit, dankie. Hierdie is 'n storie wat in 1960 gebeur het. Hierdie meisiekind was 6 jaar oud en sy was die eerste swart meisie wie ooit toegelaat is om na 'n wit skool toe te gaan. In daai jare in Amerika was apartheid ook maar 'n groot ding gewees. En hier is haar storie en ek gaan dit in Engels lees. Ruby and her mother were escorted to school every day that year by 4 federal officers. She walked past crowds, shouting angry objections at her. Undaunted, she later said she was scared for the first time in her life when she saw a woman holding a black baby in a casket. She spent her first day in the principal's office because of the chaos that was around her. Barbara Henry was the only teacher willing to accept Ruby, and she was the only one in that class the entire year. She ate lunch alone and sometimes played with her teacher during recess, but she never missed a day of school. Sy het elke aand na haar ma se kamer toe gestap en vir haar ma gesê dat sy nagmerries kry oor wat daai dag gebeur het by die skool. Haar ma het vir haar gesê, daar's niks wat ek daaraan kan doen nie, Ruby, gaan praat met Jesus oor dit. Haar ma het vir haar gesê, Ruby, Jesus sê, bid vir jou vyande. Ruby sê dat sy weet nie hoe dit werk nie, maar elke keer as sy vir haar vyande gebid het, het sy rustig aan die slaap geraak. Eendag, toe sy die skool instap, toe staan daar weer 'n aggressiewe groep mense wie haar vloek. Die juffrou het gesien hoe Ruby se lippies beweeg terwyl sy verby die skare loop. Toe Ruby die skool binne stap, het die juffrou vir haar gevra, wat het jy vir daai mense gesê? Sy het gesê, juffrou, ek het nie met hulle gepraat nie. Ek het met Jesus gepraat en hom gevra om my te help, om hulle te vergewe. Nie Ruby se pa of ma kon lees of skryf nie, maar hulle het altyd vir haar gesê, Ruby, gehoorsaam die Bybel. En hulle het hierdie versie aan haar voorgehou. Julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wie vir julle haat. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Dit is wat Ruby gedoen het en dit is wat ek en jy vandag behoort te doen. Ek weet dat daar iets is in jou wat eers wil terugbeklei. Daar is iets in jou wat sê, ek gaan nie vergewe nie, maar onthou,
dat Jesus dit vir jou gedoen het. Paulus eindig hierdie gedeelte met hierdie vers in 2 Timoteus 4 vers 17 tot 19. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van leeu's verlos. Dit was letterlike leeu's, so by the way. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red, om my in sy hemelse koninkryk in te laat gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En hier is wat ek laastens vir jou wil sê. Jy moet erken wat met jou gebeur het. Maar jy moet dit oorgee aan God. Jy moet jou begeerte om wraak te neem, laat staan. Hoekom? Want God het dit vir jou gedoen deur Jesus Christus. En die derde ding wat Paulus hier vir ons leer, is dat God is met jou. Ek weet jy voel alleen. Ek weet hierdie ding staan soos 'n berg voor jou. Weet jy, as ek 'n laaste storieetjie uit my lewe uit kan vertel. Toe ek en Natalie mekaar net leer date het. Julle gaan nie glo wat ek nou vir julle sê nie. Julle gaan dink ek jok, want, check this out. Maar toe los sy my. En ek is hier een aand so 'n bietjie verveeld by die huis. Ek bly daar in Wolmer, daar in Pretoria Noord. Dis een van daai tipe plekke. Ek ry 'n 1800 Toyota Corolla. Mooi karretjie. En ek besluit die aand, ek wil so 'n bietjie net gaan ry. Op daai stadium was hulle besig om Waterkloof uitbreiding 4 of 5 so iets te bou. Dis waar al die ryk mense bly en ek wou sommer net na van hierdie kastele gaan kyk het. En ek ry daar in daai area en is baie mooi en ek ry terug huis toe en ek kry 'n SMS. Daar was nog net SMS, daar was nog nie eers touchscreens of colored screens of enigiets nie. En ek ry met my Siemens voetjie langs my en ek kry 'n SMS en ek dink in my hart, dis Natalie wat sê ek mis jou, kom terug. So obviously trek ek van die pad af. In 'n heel veilige, beligte area, dis nie donker nie, ek trek af en ek kyk. En toe ek links kyk, toe kyk ek in die loop van 'n 9 mil. My venster was oop gewees. En die ou sê vir my, ek moet agter in die kar inklim. Dis 3 van hulle wat in die kar ry, die een wat bestuur en 2 agter. Ek sit in die middel, my hande is gekabeltaai agter my rug. En die ou vra my 'n vraag, ek moet met my kop tussen my knie sit, dan vra hy my 'n vraag en as ek hom antwoord, dan slaan hy my met 'n geweer teen die kop. As jy nog nooit met 'n geweer teen die pan geslaan is, my maat, dis effe seer. Kort moes ek myself kind of beheer om nie uit te paas nie. Eventueel stop hulle met my, as jy Pretoria of daai area ken, hulle het met my gery na Fort Klapperkop se kant toe. Ry daar teen die berg op, ons stop, klim uit. Hulle het my selfoon en my beursie en my bankkaart met my pinkode, min het hy geweet, ek dink daar was maar net iets soos R13 in, maar hy het dit. Hy sê vir my, hulle gaan my nou skiet. En hy sê vir my, is daar enige iets wat jy wil hê, sodat hulle jou liggaam kan identifiseer. En ek sê vir hom, my Bybel lê daar in my kar, ek soek my Bybel. En hy gaan haal my Bybel en hy gooi dit so teen die berg af. En hy sê, let your God save you. En ek staan daar en hy sê vir my, turn around. En ek weet nie wat oor my gekom het, want ek weet nie of ek dit vandag weer sal doen nie. En ek klink nou baie taaf, maar laat ek vir sê, ek het so gestaan, hoor. Was baie bang. En ek sê vir hom, if you want to kill me, you're gonna look me in the eyes. En ek staan vir hom en kyk, maar ek staan so, ek klink baie taaf, maar ek sê vir jou, en hy trek hier sneller. En niks gebeur.
En hy vat die geweer weg en hy kyk of die ding op safety is of nie. Hy trek hom oor, ek sien die patroon daar binne en hy los hom en hy druk hom teen my kop en hy trek die sneller. En niks gebeur nie. Hy doen dit 3 keer. En terwyl ek so staan op die kant van die berg, en kyk, nou gaan ek eerlik wees, ek het 'n paar druppels teen daai tyd afgeknyp. Ek gaan nie eers probeer taf klink nie. En terwyl ek so staan met my hande agter my rug, skop hy my, so in die maag. En ek val agteroor en ek rol teen daai berg af. Dis 'n redelike seer ding as jy so rol met jou hande agter jou rug. En jy gaan my nie glo nie, toe ek tot stilstand kom, lê ek so en ek voel iets by my hande en ek voel hier's my Bybel. En ek staan daarop en 'n woede klim in my vir hierdie swart barbare. Ek sê vir jou wat ek daar gevoel het, né? Nou nie hier weghal en sê die rasisme, wel sê dit ook, I don't care. Ek staan daarop en ek dink hierdie swart barbare en die Eugene Terblanche in my staan op. Ek weet nie een van julle voel ooit so nie, ek weet. En ek dink by myself, pappa, as ek nou 'n 4-kleur en 'n haalgeweer gehad het en 'n wit perd. En ek het my Bybel so in my hand, nou moet ek daai berg probeer opklim sonder hande. En ek klim so 'n paar tree en dan val ek terug. Klim 'n paar tree, val terug. En ek seker so 3/4 skat ek teen die berg op. Toe gaan staan ek stil om asem te haal. En hierdie woorde kom in my hart op, al gaan ek deur 'n dal van doodskarwee. Maar ek sê vir die Here hierdie woorde, ek sê, Here, ek haat hierdie mense. Ek sê, maar ek wil nie. Ek sê, en ek pleit by U, help my. 'n Paar jaar daarna, hijack hulle my weer. Toe is ek al getroud. Ry met my in 'n veld en trek my uit. Toe hy wil ek met my bokser uittrek, toe sê ek vir my maat, ons gaan nou beklei. Daar's nie 'n manier dat ek my bokser uittrek nie. Hy sê vir my, ja, you racist pig. Ek sê, I'm not a racist, want ek is nie. En jy gaan my nie glo nie, op daai stadium bel my vrou my en my ringtone is die ou Suid-Afrikaanse stem. Doch ek eie die timing. En hier los hulle my om met 'n kar, hulle het daarom die kar vir my teruggegee, maar hulle het alles uit daai kar uitgesteel. En hier moet ek in my bokser ek voel baie stupid in 'n winkel instap om 'n voetjie te koop om my vrou te bel en te sê ek is okay. Dis vernederend. En ek het gekrak op 'n stadium. Sy was daar. En ek het 'n haat in my gehad vir hierdie mense wat ek nie vir jou kan vertel nie. En ek het net gesê, Here, as U 'n rasis teenoor my moes gewees het, waar sou ek gewees het? En dit het my jare gevat, maar ek het geleer om goed te herken, aan God oor te gee, so ver moontlik te versoen. As ek nie kan nie, skuif ek hulle uit my lewe uit. Maar ek sal 'n gesindheid van vergifnis bly handhaaf. En God roep jou vanoggend om vergifnis te omhels. Om te sê, Vader, ek het nie die vermoë in my om te vergewe nie. Dis okay. Want hy sal dit deur jou kan doen. Jy moet net bereid wees. So ek gaan vir jou 'n paar sekondes gee. Jy weet wat die Heilige Gees met jou oor gepraat het. Wil jy nie hier met die Vader praat, en as daar mense is wat jy moet vergewe, vir van julle is dit jou huweliksmaat. Van julle is al 10, 20, 30, 40, 50 jaar getroud en jy is nou nog kwaad vir daai persoon oor goed. Jy moet vir God vra om jou te help. Wat dit ook al is waardeur jy deurgegaan het, God kan jou help.
Wil jy nie asseblief net so 30 sekondes vat en dan praat jy met die Vader? Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus. Vader, baie dankie dat U nie van ons verwag om presies soos U te wees nie, want dis onmoontlik. Dankie dat waar ons heeltemal dinge verkeerd doen, is dit Jesus wat dit namens ons reg doen. Daarom wil ek ook uitroep, soos wat Paulus uitgeroep het toe hy gesê het, wanneer ek swak is ek sterk, want dis sy krag wat deur my volbring word. Vader, en ons is vanoggend voor U, elkeen met sy eie unieke ervaring en belewenis, elkeen met sy eie unieke storie. Maar elkeen van ons dink ek het hierdie 1 of 2 goed in ons lewens wat ons sukkel om te laat gaan. So Vader, ek wil U vra dat U deur die krag van U Heilige Gees vir elkeen van ons die moed sal gee om hierdie dinge vir U te gee. Om die begeerte na wraak te laat gaan. Ag Here, U weet ons is net mense en ons wil hê dat mense moet voel soos wat ons voel, want ons het seer gekry. Maar help ons om van hierdie goed te laat gaan. Nie sodat mense na ons kan kyk en sê, wauw nie, maar terwille van Jesus Christus, wat sy lewe neerkom lê het vir my, toe ek sy vyand was. Help ons, Here. Ag Here, begin by my. Hier's dinge in my lewe wat ek mee sukkel, hier's mense wat ek mee sukkel in my lewe, Here. En ek erken dit openlik vandag, ek is swak en ek het U hulp nodig. Help my. Maar ons gee dit oor aan U. En Here, ek wil nie eers noodwendig vra dat U sal wraak neem nie. Wat ek U vra is, vergewe hulle en help my om te vergewe. Maar vergewe my vir waar ek skade gebring het. En dalk nie eers bewus is daarvan nie. Help ons as 'n gemeente om hierdie dinge uit ons lewens te laat gaan. Weer 'n keer nie sodat ons 3 goue sterretjies moet kry nie, maar sodat Jesus die eer kan ontvang vir die werk wat hy in en deur ons gedoen het. En Here, terwyl ons bid, wil ek ook vanoggend vir Karel na U toe bring. Here, U weet daai rug en U weet die ander omstandighede rondom dit ook. Ek wil U vra, Here, dat U 'n wonderwerk sal doen vir Karel. Selfs met die goed wat ons probeer beplan, Here, dat U 'n wonderwerk sal doen daarin, ons sal help met daai situasie. Here, ek bid ook vir Pieter wat so lank al sukkel met hierdie bakterieë wat die dokters nie uitgesort kry nie, en ek wil vra dat U asseblief daai liggaam sal aanraak vandag. En Here, dan wil ek ook bid vir Elsabie wat ons van gehoor het vanoggend wat kanker het. Vader, by U is alle dinge moontlik. En ek wil U vra, en ons as gemeente vra U, en Vader, ek herinner U soos ek vroeër vanoggend gedoen het, onthou U woord. U het gesê, waar 2 of 3 aangaande enige ding U vra, en glo dat U dit sal doen. So Here, ons kom teen daai kanker in Elsabie se liggaam en ons bestraf dit in die naam van Jesus. En Vader, ek wil U vra dat U U hand sal uitstrek en dat U 'n wonderwerk sal doen vir haar in Jesus se naam, dat ons hierdie week sal hoor dat sy skoon is. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam, Here. Halleluja. Wil jy nie net voordat ons amen sê, jou hande opsteek en dan dank jy God vir sy vergifnis in jou lewe? En dan vra jy hom om jou te help om te vergewe.
in Jesus se naam. Amen.